Hi, as daar nou een woord is wat bly opkom vir 2026, is dit die woord faith, geloof. En hoe meer dit bly opkom en hoe meer ek dit sien, hoe meer skep dit die vraag in my, wat is geloof eintlik? Kan mens dit eet? Ons gebruik dit so maklik, ons sê, ag, sis, jy hou net geloof. Of, jy moet net glo. Of alles sal uitwerk. Jy moet net glo. Maar wat beteken dit om te glo? Is dit om positief te dink oor die lewe? Is dit geloof om net hard genoeg te hoop, te wens, vir iets om te gebeur of om te verander? Of is dit om 'n mate van sekerheid te hê dat dit gaan verander? Dit gaan verander, want ek glo dit. Ek glo die lug gaan pink word. So dit gaan gebeur. Want ek glo dit. As dit is wat geloof beteken, dink ek, dit is hoekom baie van ons voel ons fail in dit. Hoekom die konsep van, jy moet net geloof se mosterdsaadjie hê vir ons abstrak en onbereikbaar voel. En of ons voel ons is seker nie gelowig nie, want ons kry dit nie reg nie. As ek kyk hoe die Bybel oor geloof praat, dan is dit bietjie anders as om te worship on a star en dan verskyn 'n blou vee aan jou. So geloof is nie om iets te sien, 'n pad te sien voor jou en hard te glo daarin en dan dit te bereik nie. Geloof is om saam met God te stap, al kan jy nie die pad sien nie. So verlede jaar het ek by 'n vroue aand 'n live prophetic aard gedoen, so ek staan op die verhoog en dan verf ek terwyl die diens of die woord gebring word of wat ook al, die worship setlist, dit hang nou maar af van event. Soos die aand verloop en soos die aand aangaan, en ek myself verloor in my painting, besef ek, ek kan nie die horison sien nie. Ek kan nie sien wat ek in die agtergrond moet verf nie. Alles in die voorgrond is klaar. Maar for some reason kan ek nie sien wat in daai agtergrond moet kom nie. Ek weet nie hoe gaan hierdie skildery eindig nie. Hoe maak ek hom klaar? En daar sit ek op hierdie verhoog. Met 'n hele saal vol mense. Ek dink nie hulle almal het vir my gekyk nie, maar dit het vir my so gevoel. En ek dink en ek bid, ek sê, Here, hoe eindig hierdie skildery? En is asof daar net 'n realization oor my kom, 'n rustigheid wat vir my sê, jy doen nie. Jy hoef nie altyd te sien wat kom nie. Bly net in my stroom van lewende water in my voorsiening. En ironies genoeg, daai skildery het vir soveel vrouens iets beteken, daai aand. Maar ek het eers later besef, heel wat later besef, die Here is besig om my te leer van geloof. Daai was les 1. Jy sien, geloof gaan nie oor sekerheid in jou omstandighede nie. Dit gaan oor vertroue in wie God is. Ek dink baie van ons dink geloof is iets wat jy kan generate, iets wat jy kan genereer vanuit jouself uit. As ek harder glo vir 'n nuwe werk, dan sal daar op 'n misterieuse manier aan 'n werk kom. As ek net harder glo, God kan my gesond maak, sal ek môre
opstaan sonder pyn. Dis alles net 'n kwessie van tyd. Mense sê dit baie, nie my tyd nie, God se tyd. So, my wil, nie in my tyd nie, in God se tyd. Moenie my verkeerd verstaan nie. Wonderwerke gebeur. Ek kan wel vir God vra. En hy kan my antwoord en môre staan ek op sonder pyn. Maar geloof is nie om God se hand te beheer nie. Dit is wanneer jy rus in sy hart, in wie hy is. Selfs al sê jou omstandighede 'n ander ding. Al laat jou omstandighede, wys jou omstandighede vir jou, is jy seker? Ja. Hoekom? Want jy ken God se woord, en daarom ken jy God se karakter. Geloof is iets wat gebeur wanneer God praat. En waar praat hy? Sy woord. Dit is waar hy heel eerste praat. Omdat ek God se woord ken ek God se karakter. Omdat ek God se karakter ken, weet ek wat Jesus vir my gedoen het. Omdat ek weet wat Jesus my gedoen het, weet ek hoe God oor my voel. En hoe ek in sy groter plan inpas. Geloof is nie hoe die woord vir my werk nie. Dis hoe ek in die woord inpas. So kom ons nerd gou uit vir 'n oomblik. Wanneer ek 'n topic soos geloof bestudeer, is die eerste ding wat ek gewoonlik doen, is ek soek die definisie op. Wat baie help is as jy in 'n Bible dictionary die definisie opsoek, want die definisie wat jy sal kry in 'n gewone woordeboek en die definisie wat jy gaan kry in 'n Bible dictionary gaan 'n bietjie verskil. Bloot omdat 'n Bible dictionary vir jou meer uit 'n Bybelse oogpunt uit gaan gee. En dan gaan doen ek so effens 'n word study as ek gelei voel daardeur. Nerdy moment, die Bybel, die Ou Testament is in Hebreëus geskryf en die Nuwe Testament is Grieks. So wanneer ek sekere woorde in sekere afdelings in die Bybel teekom, dan doen ek gewoonlik die appropriate word study. So die Griekse woord vir faith klink baie snaaks in Afrikaans. En ek weet nie of ek dit reg sê nie. Dit is pistis. En ja, dit is funny, want ek is 'n kind. Maar pistis, dit beteken conviction, so agterkom dat so bewusmaking van jou sonde, afhanklikheid, so reliance on something, en dan vertroue wat ontstaan vanuit verhouding. Wat is geloof? Dit is 'n vaste versekering dat dinge waarna ons uitsien, sal gebeur. So beteken dit nou enigiets waarna ek uitsien, sal God maak gebeur? Want ek sien baie uit daarna om 'n miljonair te wees. Can't wait. Is dit wat dit beteken? Ons sien, dit is gewoonlik die probleem as ons net die eerste versie lees, uit konteks uit. Want vanaf vers 3 tot en met vers 40 gee die skrywer, nou moet my, ek weet nou, ek het nou nie gaan navorsing gedoen oor wie Hebreëus geskryf het nie, okay? Ek is nog nie daar nie. Maar die skrywer skryf dan verder en hy gee voorbeelde van dit, vanuit die hele Ou Testament. En ek gaan nou nie vir julle die hele Hebreëus 11 lees nie, maar ek het hier so notaatjies gemaak, ek wys julle. So ek het hierdie, sien julle, ek het my notaatjies so geskryf, en dan daai kant, ja,
in daai kant, dit gaan dit aan. So, elke persoon, storie wat hy as 'n voorbeeld gebruik het ek 'n prinsip raak gesien. So, ek gaan net dit vir julle lees. Omdat ons glo, weet ons, God is almagtig en hy is tot enigiets in staat. Omdat ons glo, weet ons wat God se hart is en wat hy van ons wil hê. Julle, hierdie staan nie so in die Bybel nie. Dit is my afleidings wat ek gemaak het van die mense se voorbeelde. Omdat ons glo, weet ons wat God se hart is en wat hy van ons wil hê. Omdat ons glo, sal God ons nie blootstel aan die wreedheid van die wêreld nie. Omdat ons glo, weet ons, God is tevrede met ons en kan ons met vrymoedigheid na hom toe gaan en enigiets vra. Vir interessantheid, julle moet gaan kyk na Abraham en hoe hy God petition is nou die enigste woord wat ek kan dink, maar hoe hy met God aangehou het oor as daar net 5 regverdiges is in Sodom, as daar net 3 is, as net 1 is, hoe hy met God geredeneer het om sy mind te change. En God was nie ongeduldig met hom nie, omdat daar verhouding was God soos, ja, I will negotiate. Omdat ons glo, word ons vrygespreek van oordeel en ons word gewaarsku wanneer oordeel kom. Omdat ons glo, doen ons wat God vra sonder twyfel. Ons glo hy het net die beste vir ons in stoor, al kan ons nie sien of verstaan wat dit is nie. Omdat ons glo, sal ons nageslagte los wat ook God volg. Omdat ons glo, kan God die onmoontlike dan deur ons doen. Omdat ons glo, twyfel ons nie as die plan verander nie. Ons rus op die belofte en die wete dat God iets somehow sal doen. Hy het 'n belofte gemaak, hoe hy dit doen, I don't know. Omdat ons glo, is ons in God se binnekring. Hy sal ons waarsku wanneer swaar tye kom en hy sal ons vertel wat se verandering moet kom. Omdat ons glo, sal ons nie bang wees vir vandag se owerhede en goddelose wette nie. Ek het spesifiek aan die Bella-wet gedink. Baie mense, daar was half 'n paniekerigheid met die Bella-wet. En ek wonder of mense sou anders voel daaroor as, en ek wil nie sê dis ongeloof nie, maar volgens Hebreërs 11, omdat hulle geglo het Moses se ouers om na sy geboorte vir 3 maande weggesteek, want hulle het agtergekom dat hy 'n besondere kind was, hulle het hulle nie deur die koning se bevel laat afskrik nie. Want hulle het geweet, God het 'n plan met hierdie ouetjie. Maak nie saak wat sy wette nie, maak nie saak wat die koning doen nie, God het 'n plan. Omdat ons glo, identifiseer ons nie met die wêreld nie en geniet ons nie wat die wêreld geniet nie. Omdat ons glo, kan ons God se instruksies hoor en dit uitvoer. Dis nou waar verhouding aankom. Hoe meer verhouding jy bou met God, hoe beter kan jy hom hoor. Omdat ons glo, sal God 'n pad maak vir ons waar daar nie een is nie. En as ander dit probeer, gaan dit nie noodwendig werk nie. Voels 'n bietjie dan soos 'n superpower. Omdat ons glo, sal ons God volg, maak nie saak hoe weird en onmoontlik dit lyk nie, en sal ons saam met God kan mure afbreek. Omdat ons glo, sal ons God se mense en werke herken en dit reg hanteer. Okay, Romeine 10 vers 17. Die geloof volg uit die aanhoor van die boodskap. En die aanhoor van die boodskap volg uit die prediking van die goeie nuus wat handel oor Christus. So, ek het 'n nota gemaak. Ek sê geloof is 'n proses wat groei. Dit is, jy hoor God se woord, of jy leer God se woord, jy lees dit, en dan ken jy sy natuur, en sy persoonlikheid, en dan het jy 'n persoonlike ervaring met hom, omdat jy hom herken, omdat jy hom ken. En daaruit is geloof. Want ons leef deur te glo en nie deur te sien nie.
So miskien het jy nou na dit alles geluister. En jy dink, soos ek baie keer. Okay, ek hoor wat jy sê oor geloof. Hoe lyk dit? Hoe lyk dit in my lewe, waar ek nou is? Want geloof is nie iets wat gebeur in 'n Bybel hoofstuk bladsy nie. Geloof is wat maandagooggend moet gebeur as ek by die werk instap. Geloof is wat Vrydag moet gebeur as ek van die werk af terugry. Wanneer ek onseker is in my besluite. Wanneer daar wagperiodes is waar ek voel God is ver. Wanneer ek pyn het wat nie wil weggaan nie. Dit is waar Bybelse geloof application word. Omdat ons in Jesus glo en in hom vertrou, is ons reggemaak in die oë van die Vader. So deur geloof in Jesus het ons toegang tot genade. Ons vind geluk in ons sufferings, want dit bring uit 'n vermoë, endurance, dit bou karakter, en karakter bring hoop. Dit bring nie skaamte en minderwaardigheid nie, want God se liefde is uitgestort teenoor ons deur die Heilige Gees. So dis my paraphrasing van Romans 5, okay? En ek het 'n storie wat hierdie baie mooi beskryf. Wanneer die krag in ons huis afgaan, in die aand, maak nie saak waarmee my kinders besig is, of waar ook al hulle is nie, as alles afgaan en die huis is donker, dan staan hulle stil daar waar hulle is en hulle sê, Mama! Papa! Want hulle weet as hulle net daar bly waar hulle is, sal mamma of papa 'n lig gaan kry, en sal die lig na hulle toe bring, en dan sal hulle dalk nou maar moet ophou doen wat hulle gedoen het en iets anders moet doen, maar dan kan hulle eintlik weer aangaan met hulle aand. So, hulle ken hulle ouers. Hulle was al voorheen in so 'n situasie waar hulle ouers hulle nie in die steek gelaat het nie. En daarom paniek hulle nie. Hulle vat 'n oomblik, regroup, val terug op wat hulle ken, onthou wie hulle is, onthou waar hulle is, kry die lig en gaan aan. Ken jy jou vader soos dit? Wanneer die donker van die lewe toeslaan, is jou verhouding met die Vader van so aard, dat jy nie soos afkop hoender rondhol, en wil soek na wat om volgende te doen nie. Maar dat jy kan weet, in sy karakter is hy getrou, hy is liefdevol, hy is gaaf, hy is genadig, hy is wys, hy is alomteenwoordig, hy is all-powerful, hy is regverdig, hy is geduldig. Hy kan aangaan en aangaan. Punt is, jy weet God is al hierdie dinge. En ek is sy kind. So hy sal vir my lig bring. So waar is die toepassing van hierdie geloof in jou lewe op hierdie oomblik? Is dit in jou volgende beroepskeuse? Is dit dalk in 'n bediening waarin jy wil intree? Onseker is? Is dit in hoe jy jou finansies op die oomblik moet bestuur? Is dit in hoe jy moet staat maak op medisyne en dokters vir genesing? En in watter area in jou lewe jy ook al voel jy nou daai toepassing moet uitleef? Weet jy God is almagtig? En hy kan enigiets doen? As jy in Jesus glo, weet jy God is tevrede met jou? Weet jy dat jy die vrymoedigheid het om vir God te gaan petition vir something, soos Abraham vir Sodom? Is geloof dalk
omdat ek God ken, omdat ek 'n verhouding het met hom, kan ek vir hom enigiets vra wat in lyn is met sy woord. En ek kan daarvoor hoop, ja. En ek kan wag vir 'n antwoord. Maar terwyl ek wag, moet ek kan glo dat hy dit kan waarmaak. En eers wanneer ek 'n antwoord het, kan ek regtig glo dat dit gebeur, maar dit is 'n storie vir 'n ander dag. Ek dink op hierdie stadium van my wedstryd moet my vrae nie oor my wees vir my nie. Ek dink ons vrae moet wees oor God. Vir God. Die Bybel sê, soek eers die koninkryk van God en die res sal daartoe toegevoeg word. So, omdat ek weet God is vir my liewer as die voëls in die veld, en tog kyk hy na hulle en tog gee hy vir hulle kos, daarom weet ek, maak nie saak om wat se transisieperiode ons nou is nie, hy sal na ons ten spyte van die omstandighede. Vat dag vir dag. So. Ek dink, geloof is 'n journey vanaf om God se beloftes raak te sien, tot sy hart te ken en te vertrou. Sy stilte te oorleef. En dan sy weerspieëling te word om te reflekteer. As jy hierdie journey van God se beloftes saam met my wil stap, kan jy die geloofsjournal wat ek sal heg onderaan hierdie video, kan jy hom aflaai. En ek moedig jou aan, gaan sit met dit, gaan sit bietjie met dit prayerfully. Ek gaan reflekteer. Ek wil hê jy moet 'n ontmoeting hê met God persoonlik. En omdat ek weet hy is loving kindness, as jy hom vra, sal hy. Maar geloof kan net groei wanneer ons reageer. And this is me reacting. So as jy wil explore, waar hierdie journey van geloof my vat, en jou kan vat, en waar geloof begin, en wat ons kan doen om dit te versterk, maak seker jy subscribe, maak seker jy follow, wherever jy moet follow, sodat jy nie my volgende video mis nie. En dan soos altyd, tot die volgende video. Love you, bye.